so kan het baie makkelijk nie. Maar dankie dat die vanoggend hier is om afskeid te neem van Bani. Nou wil ek ook net graag sê, het is my baie groot voorreg. Bani was net vir my die redakteur van die Wester, is my persoonlijke vriend, wat ons baie kontak gehad, so baie groot voorreg, ons my hart ook seer om die volgende die dienst te kan waarneem. Kom ons sit so, dan buig ons in die hoofde. Ons kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir ons hulp kom. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde geskaap het, wat trou bly tot aan alle ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, en van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, kom ons sing tot lof van die Here saam, daai wat u ontvang het by die Heer. Ons sing Psalm 464, dis daarvan in die eerste vers. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag beskou, die son, die maan, die aarde, sterre, wolke, hoe dit elke dag sonder, dan moet ek juist van Heer en my God, hoe groot is die, hoe groot is die, want die hele skeping, en dit sal moet heerlik weer die grote naam. Broers en susters, familie en vriende, kom ons sing dit in die wete, dat God ons onderhou in sy skeping, dat hy vir Bani onderhou al die jare van sy lewe, dat hy heel as familie ook vir mekaar op lang gespaar het, dat mens die voorreg het, dat jy kan sê, dat die Here ons onderhou, dat die Here tot op sy laaste dag onderhou. Kom ons sing die daardie lewe, en bring ook aan God die eer daarvoor. Kom ons staan met ons en sing as ek nie.
susters, kan ek iets sê, ons lewe het baie makkelijke foto kan neem. Dit is self ou antwoord te doen, as 'n dag soos vandag, waarin jy kan stil word en jy kan terugkyk en al die foto's die dan nuwe beteken. Daai een foto waar ons baan in die kar sit en so wys waar jy moet ry. Dis 'n selfoonfoto. So neem foto's, bewaar dit. Dit het baie betekenis vir ons. Ons neem duisende foto's, gebruik dit. Kom ons gaan na die woord van die Here toe en vra die Here se troos. Die gedeelte wat die kinders gekies het, is dieselfde as wat aan die Julie se begrafnis, Psalm 23. Dit was hulle albei se geliefde psalm en ek dink, jy kan eintlik maar enige psalm of enige gedeelte gelees het in die woord van die Here. As 'n kind van God is alles vir jou mooi, party is nie meer spesiaal. Die Here is my herder, psalm van môre. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my regtig baie deur eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker diepte, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hand is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oor my daar te kyk. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in die van dae. Tot sover ons skriflesing. Die Here se woord staan daar, het gras verdor en bommel verwelk, en die woord van God sal vir ewig bly staan. Kom ons sit net so by ons nie verskrif. Here, baie dankie dat ons vanoggend voor U kan stil word. Dankie dat ons kan weet dat U teenwoordig is, waar ons U nou baie nodig het. Ook die afgelope paar dae, waar ons juist Here gebid het, gevra het vir krag en vir troos, ook toen waar die siek was, dat U ook daar was. En U ook met ons sal wees nie daar wat kom. Dankie vir die wete dat ons nooit alleen is nie, dat U die Gees met ons is. Here, waar ons nou 'n kort stukkie van Romani se lewensverhaal gekyk het, waar nog baie meer is. Ons vanoggend vir die dankie sê, maar ons wil ook vra, ons kom nou juist na U toe, om troos te vra, maar ook om dankie te sê vir sy lewe. Dankie Here dat ons ook kan weet, dat hy veilig by U is, want sy hart het aan U behoort en het U getrou gedien. En daarom juist troos ons met daardie wete, dat hy veilig by U is, dat die saad van geloof in sy hart gegroei het en sterk was, en dat hy vrugte gedra het wat ons almal se lewe geraak het. Praat met ons Here, ons wil die boodskap van troos hoor, en ons wil versterk U uitgaan, deur die hand van genade en liefde. Dankie dat ons ook hier, wat ombaar met aan die Julie se geestelike tuiste vir baie jare was, ook hier die laaste eer kan betoon aan U Here. En dankie dat ons kan weet, hy het my tuis gekom. Ons bid dit alles in diep afhanklikheid in Jesus Christus se naam. Amen. Broers, susters en kinders, ek kan baie eienskappe aan Mbani toedig. Julle wat hom baie goed ken, kan nog meer toedig, meer van sy lewe vertel. Die foto self klaar baie, maar elkeen van julle het 'n verhaal wat julle kan vertel. Soos ek 'n paar dinge sê, wil ek graag hê julle moet ook 'n bietjie dink aan dinge wat hy in julle lewe vir julle beteken. Dinge wat hy gesê het, dinge wat hy gedoen het, die mens wat hy was. As ek aan Mbani dink eerstens aan 'n gelowige mens. 'n Mens wat die Here goed geken het, wat hy lief gehad het, en wat hier in hierdie gemeente sy geestelike tuiste van die meeste van sy lewe gevind het, en saam met aan die Julie die Here gedien het hier. 'n Mens wat nie skaam was om oor sy kerk en sy geloof te praat, en dit was 'n voorreg om saam met hom ook dit te kon deel
Ek weet hoeveel familiebijeenkomste is daar 'n tafelgebed gedoen wat hy gedoen. Hoeveel keer het hulle saam na kerk toe gegaan, Kerstyd, Kersdag of dalk 'n verjaarsdag. 'n Voorreg om te kan sê, my pa, my oupa, is 'n kind van God. Dan dink ek was hy regtig 'n ware gentleman. Ek het in Bani baie keer by die Noordwester gaan besoek. En hy was altyd dieselfde. Altyd 'n gentleman. Altyd gesê, sit eens vir 'n bietjie keer. Sê ek is haastig, sê ag, jy kan altyd weer na. En dan rustig met jou gepraat en vertel. As ek dit in die verkeersafdeling en ook daarna, 'n ware gentleman. Maar veral teenoor sy vrou. Daar was hy 'n ware gentleman. Wat 'n voorbeeld om so huwelik as 'n voorbeeld te hê. Iemand wat 'n ware gentleman teenoor sy vrou is, en altyd met respek en liefde en agting teenoor haar optree. Dis iets wat ek altyd sal onthou. En selfs toe hy 'n deel van sy een been verloor, het hy nie verander nie. Hy was steeds daar 'n gentleman. Maar ja, ek kan vandag ook seker maar vertel, maar toe hy die redakteur was van die Noordwester, het ek die voorreg gehad om elke donderdag aan te koerant as persent te kry. En toe hy sy been verloor, moes hy die koerant in die posbus kom druk en die deur op die lei. En ek weet nooit waar die geld vandaan gekom het, as ek ook betaal het, het ek gesê, ag, hy het gegee sy hele lewe lang. Hy was 'n wonderlike pa, dink ek. Saam met aan die Julie dink ek goeie ouers. Ek was 'n goeie oupa as ek sien wat sy kleinkinders saamgestel het, om so klein bietjie van oupa te sê. Hy was 'n baie goeie vriend. En dis al die laaste paar jaar, dink ek het hy baie meer, toe hy minder besig was die vriende beteken, wie se twee van sy vriende, daar moet ek is een van hulle. So hier kom kyk met Julie, dat ek altyd 'n besoek gekry. Toe teruggebaal by die kandideer, daar by die Danderse kantoor, en dan kry ons by die kar saam. Hy wil nooit inkom nie. Wat 'n voorreg om so mense te vriend te hê. In die afgelope tyd het ek gereeld boodskappe ontvang van sy selfoon af, Christelike boodskappe, so dan 'n grappie, partykeer sommer 2-3 keer dieselfde ding. Dit die saak gemaak, jy dit ook ontvang, hè. Wat 'n voorreg om te doen. Julle kan baie meer byvoeg. Julle kan baie meer sê. En ek sal graag wil hê dat julle dit sal bly doen. Want onthou, ons bou mekaar se harte nie. En dis wat die lewe die moeite werd maak. En ek praat altyd van die suikerklontjies wat die Here ons gee, om oor en oor te kan suig. Om weer en weer te herdink, soos sy oupa het gedoen, soos sy ouma het gedoen. Of ek doen dit juist so wat oupa het so doen, of ouma het so gedoen. So praat met mekaar met die mooi, want dis die voorreg wat die Here ons gun in die lewe. Dat ons lewe nie maar net 'n begin en 'n einde is, maar iets is wat vir iemand iets beteken. En het vir julle baie meer beteken, as wat dit vir my en Andrew ooit kon beteken. Julle was sy hartsmense. Praat daaroor. Ongelukkig het ons in ons tyd, die hardheid en die koudheid van die COVID-pandemie. Wat werklik, het vir hierdie by begrafenis gesê, diep in 'n mens se lewe insny. Mense geliefde siek maak, en mens kan ook sterf. En dit ongelukkig ook om waar nie oorgekom, waar het gekry het, kan niemand sê. Maar dit het so gebeur. Ek kan nie sê dat COVID ooit die Here se wil kan wees nie, want die Here wil nie hê sy mense moet swaar kry en siek wees en in vrees lewe. Wat belangrik, die Here gee vir ons lewe. Hy sluit my lewe oop, en Bani se is opgesluit 3 November 1944, en toe dit toegesluit is 14 Junie
sekerheid dat Tom Bani veilig by sy Here is, wat hy die hele aardse lewe probeer weet in die beste van sy vermoë. Dis waarvan die 5de vers praat. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my tees wat ons moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. Dis ons troos, dat die aardse lewe met dinge soos COVID of allerlei ander siektes, die tydelikheid van die lewe nie al is. Want broers en susters, as die tydelikheid van die lewe vir ons so belangrik was, dat het al was, dan het vanoggend nie sin gemaak om te sê, in die naam van God ontgroet ons, en ons vra troos van die Here af. Maar nou het ons iets om ook na uit te sien, om dankbaar te wees, dat die Here deur sy Seun Jesus Christus voorsien het, sodat ons die ewige lewe kan beerf. Dat Tom Bani kan aansit by 'n feesmaal, by die Here, en in sy heerlikheid kan lewe. En dis die eerste belangrike troos. Christus het gekom, aan die kruis gesterf, opgestaan, sodat ons ook kan opstaan, en die weg gebaan na die ewigheid toe, sodat ons dit ook mag hê. Laat dit jou troos wees. Hy is veilig, hy is by sy God, en die Here het so voorsien, deur sy Seun Jesus Christus. Maar dan praat Psalm 23 oor baie dinge. Hoe 'n goeie herder sy kudde lei. Dit kan ons koppel aan 'n aardse lewe, dat die Here ons so lei dat ons nie verlore gaan nie. Maar hy begin en hy sê, ek kom niks kort nie. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Daar is soveel dinge wat ons kan opnoem wat ons kort. Maar het julle die foto's gesien? Julle kuiers gesien? Julle saam wees? Die geluk, die glimlagte, die tevredenheid en die vrede wat Tom Bani op aarde beleef het. Julle het gesien? Dit sê Tom Bani het gesê, ek kom niks kort. Ek het genoeg, omdat die Here my herder is, en omdat hy voorsien, ek het genoeg, en ek is daarmee tevrede. Die gedeelte praat verder dat die Here ons versorg, praat van die groen weiveld, die waters waar vrede is. Dit praat van die aardse versorging, 'n skaap eet tog gras, dat Here ons liggaamlik versorg. Genoeg het om van te lewe, maar ook die geestelike krag, dat ek vrede op aarde kan hê. Broers en susters, aan die tyd waarby ons lewe is daar baie onvrede in ons tyd. COVID, omstandigheid waar ons land is, waar ons dorpe is, dinge wat onvrede in my hart bring. Maar as ek in die einde vrede met God kan hê, vrede met my familie, my geliefdes kan hê, wat meer wil ek hê? My hartsdiens en my Here wat ek dien. Die 3de vers praat ook van die regte paai waar die Here my oplei tot die eer van sy naam. En dit is baie belangrik. Ek het 'n paar keer vanoggend gepraat van die geestelike tuiste wat Tom Bani hier gehad het, maar uiteindelik het Julie ook die Here gedien. En ek stuur al seker die afgelope 2 jaar, elke Sondag van my erediens ook. En ek kyk daarna, so die Here op sy pad gelei, sodat ek nie hoef te wonder as sy geliefde, sit Tom Bani werklik by die feesmaal aan? Is hy werklik by die Here? Die Here was in sy hart, en die Here het hom gelei tot die eer van God se naam. As jy nou dink aan Tom Bani se lewe, ja, net 'n mens, soos ons, maar as mense 'n goeie Christen lewe kan lei, dan van jou kan gesê word, ja, waarlik die Here gedien. Dan is hy die man waarvan gesê word, op die regte pad, tot die eer van God se naam. So het hy sy dagtaak gedoen, so het hy gelewe in sy gesinslewe,
So het hy geleef in sy familie, in sy kerk, waar hy ook al was. Dan beteken die saad van geloof het gegroei en vrugte gedra. Dan geliefdes, kom ons by die donker dieptes. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In die hande is ek veilig. En Jesaja 41 vers 10 staan daar, met my eie hand red ek jou. Jesus Christus het self gekom, sodat sy kinders gered kan wees. Dit was nie 'n engel wat gekom het. Dit was nie 'n heilige of 'n dominee of 'n pastoor of 'n leraar nie. Christus self wat gekom het, was alleen goed genoeg om redding te bring. Om ons ook deur die donker dieptes van die dood te lei. Dit moet ek vandag besef. Die dood gooi 'n skaduw oor ons vandag, dit is waar. En ons hart en siel. Dis die deel van die lewe wat ons nie graag wil hê nie. As soos Jesaja 41 vers 10 sê, met my eie hand red ek jou. Wees verseker dat die Here met sy eie hand jou sal troos en naby sal wees. Dat hy jou sal toevou sodat jy veilig sal voel weer, al is jou hart seer. Maar weet ook, dat in die laaste oomblik van Openbaring se lewe, die Here vir hom ook daar was, om ook daardeur gelei. Daar is geen twyfel dat die Here ons nooit alleen laat nie. En in my swaarste oomblik, my grootste nood, die dood wat 'n groot angel gehad het, by die Here voorsien, sodat ek gered kan wees. Sodat ek eendag by hom kan wees, soos waar hy nou is. Laat dit jou troos wees. Die Here was daar, is nou hier, en sal my ook lei die dae wat kom. En dan die pragtige 6de vers. Die goedheid en liefde sal my lewe in my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot 'n lengte van dae. 'n Kind van God, klein en nietig, mag op aarde 'n geestelike tuis hê. 'n kerk, 'n gemeente wat syne is. Maar dink nie hoe wonderlik is dit, dat ek elke dag van my lewe die Bybel kan oopmaak, waar ek kan lees, dat ek tuis kan wees met die Here, ook in my eie huis, en dat my huis ook vir die Here tuis is. Aardsgewys, dat ek tuis by God kan wees, God by my, maar dan ook, dat ek aan die einde van my aardse lewe tuis mag, en vir ewig in die heerlikheid van die Here kan deel. En dit is genade. Dis die goedheid en die liefde van die Here wat hy vir ons gee, wat maak dat ek tuis kan wees. Tot 'n lengte van dae beteken, soos die kinders sal sê, vir ewig altyd. Om waar jy tuis gekom. Hy is nie meer hier by ons nie. Hy het sy aardse tuiste verlaat. Maar is nou veilig by die Here. En julle die Here se hemelse heerlikheid. Sien dit wat ons altyd nog oorwonder hoe dit sal wees en hoe dit sal lyk. Ervaar die goedheid van God. Sing tot eer van die Here. En verheerlik die Here se naam. Ons bly agter. Ek weet julle hart is tevrede, maar ek weet julle hart is ook seer. Kom ons vra die goeie Here om hierdie tyd met ons naby te wees. Soos Psalm 23 praat, om ons te lei, vir ons nuwe krag te gee, om so by ons te wees, ons niks sal kort kom nie, maar om ook by ons keer op keer tuis te wees. As die woord oopmaak, of
en genade vra. Mag die Here julle troos. Mag die Here julle naby wees. Mag die Here julle styf was in hierdie tyd, waar julle dit so nodig het. Dan roep ek en jy ook as humaniese vriende. Mag die Here bo alles ons hoop wees. En dit gee sin en geloof, dat ons kan hoop op 'n ewige, kan hoop op die Here se genade, en kan hoop en glo en weet dat hy ons altyd vashou. Mag die Here, die goeie Here met julle wees, sodat julle niks sal kortkom nie, en dat sy goedheid en sy liefde julle lewe lang met julle elkeen sal wees. Amen. Kom ons buig die hoofde. Here, dankie dat U die goeie Herder is, wat met ons U kudde werk elke dag van ons lewe. Here, dankie dat daar geen omstandigheid is waar U nie is nie. In ons beste tye, maar ook die swaarste tye, die moeilikste tye, dat U ook daar vir ons is. Dat U vir ons instaan, dat U ook vir ons soveel vreugde gee. Ons het aan die foto's gekyk van 'n baie saam met sy familie en sy gesin. Ons dankie vir die vreugde, Here, en die vrede wat ons daar ook kon sien. Die foto's ook op die blaai. Dankie vir die voorreg, Here, dat U my lewe gegee het op aarde wat hy goed gebruik het. Wat hy het gebruik het, Here, tot die eer. En ons dankie vir die saad van geloof, wat in sy hart geplant is, dat het gegroei het, en vrugte gedra wat ons lewens geraak het. Ons kan alleen aan U die eer bring daarvoor. Here, ons weet U is die goeie Herder. Daarom vra ons soos U die kudde versorg, dat U ons ook sal versorg. Soos 'n aardse herder sy kudde versorg deur water en gras en alles wat hulle nodig het vir hulle te gee, dat U ook so vir ons die kuddetjie sal versorg en naby sal wees. Ons lewe in sulke moeilike tye, maar dankie dat ons kan opkyk na U, dat U bo alles ons hoop is en ons hoop sal bly. Dankie dat U Here Jesus Christus die weg na die ewigheid gebaan het, sodat dit ons seker is. Hierdie lewe is nie al die heerlikheid van die Here waar ons nog deel. Die beste wat daar is, dit lê vir ons voor deur die groot genade en liefde. Here, lei ons nou in die dal van doodskade. Hou ons vas, droog ons trane af, geef ons weer nuwe hoop, maar laat ons ook terugkeer op die basiese lewe, wat goed en mooi was, en tot U eer was. Mag ons dit doen, 'n glimlag en 'n dankbaarheid in ons harte. Ons vra dit alles as U kinders in Jesus Christus ons Here se naam. Amen. Broers en susters, ons sing die Onse Vader sing, van dit staande saam sing, dan bly staan vir jy spreek van die seëngroet. Broers en susters, net 'n gedagte. Dit is byna 77 jaar oud. Wonder ek hoeveel keer in jou lewe het jy al die Onse Vader gebid, en hoeveel keer in jou lewe het jy al gesing. Net 'n gedagte. Kom ons sing dit saam. Oh
Die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan en bly met julle elkeen. Amen. En sit plek in, broers en susters. Wil jy die vriende uit vir André vra om namens die familie 'n paar bedankings te doen asseblief André? Dankie dominee. Dit in die eerste plek sê baie dankie vir dominee. Ek het my pa se boodskap beter boodskap gekry as dit en ek glo hy waardeer dit waar ek gehoor het en dat dit baie dankie. Andrew van der Heet, baie dankie vir jou en jou personeel vir die optrede en al my pa en Irina al voluntariste in die video, baie dankie vir julle ook. Ek het niks voorbereid. Dankie vir Annetjie en Neville, Wayne Sien, Kleinkinders, Judy, Gilly, Marla, al van julle, Dirk, Lisse, Herman, Pia, Jenai en Rinus, baie dankie. En soos Dominee gesê het, die preek in die begin, my pa het baie vrugte gehad waarvan almal kon pluk. En sy heilige waarheid. Ek dink hy is veilig by die Here, so my ma. Dankie dat julle sy vriende was, ek weet ook wat ek gesê het. Nou ek dink hy het baie vriende gehad, baie populair gewees, hy het tyd in die verkeersafdeling by die TPA's. Dus my vriend opgenoem het, 'n koelteboom redder. Maar ja, dis goeie ding, al baie straaltjies, so dit nie sê, baie goed wat ons kan aanlas. En ja, hy pa het wel swaar gehad die laaste ruk, in sy gesondheid. En ja, soos hy gesê het, die Here sal voorsien. As iemand gemis het, jammer. Dankie vir almal se belangstelling. En ek glo die mense wat nou nie hier vandag kan wees nie, hulle sal die diens na kyk. As daar het sy is dat maar die link stuur. Hulle almal maak verskoning, dat mense kan verstaan dat vandag se omstandighede kan nie met die pandemie wees. Kyk mooi na julle self, wees gesond. Dankie julle. Dankie André, vir wys op julle bedankings doen. Broers en susters, ek wil net, wat André gesê het, wil ons dit net sê onthou. Ons lewe in omstandighede waar ons nie so graag die kerk sou volg. Maar dankie vir die genade van die Here dat ons hier by mekaar kan wees, maar ook daar ons die opname gaan kyk, dat ons ook tog hier is. Dis die voorreg wat die Here ons gee dat in die moderne tyd kan ons nog steeds by mekaar wees, al is ons ver van mekaar. Maar moet jy ook onthou, dit gaan nie oor COVID, dit gaan ook oor mense wat oor see is. Want as baie van ons familie, elkeen van ons nog nie wat oor see is, dat hulle ook die voorreg kan hê om by begrafnisdiens deel te kan wees, deel van die familie en vriende kring te wees. So, ons dank die Here dat ons ook wyses gevind het om nog steeds by mekaar te kan wees, al is ons ver van mekaar. Verrigting gaan as volg loop, ek gaan nou vir ons die geloofsbelijdenis lees, na die begrafnisformulier, dan sal die ander van die geleentheid gee vir laaste eerbetoon, en dan sal ek vir ons afsluit met 'n gebed. Ek glo in God die Vader die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en Jesus Christus, die enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maag Maria, wat gelei word op Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf en begrawe is, en ter helle ingedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het aan die
die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar is om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Met die skielik en onverwagte afsterwe van Baron Friedrich Forsier vir ons Dimas, kom ons te staan vir die werklikheid dat ons aardse lewe nie vir altyd hou nie. Jesus Christus wat genadig is, het self aan die kruis gesê, dit verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Christus het immers vir sondags gesterf. Elkeen ontvang aan die grond van Christus se genade die ewige lewe. Daardie wete moet ons afskeid van Baron Friedrich Forsier, Oom-Bani, en die vasheid seker hoop dat Jesus Christus ons enigste hoop in hierdie lewe en ook daarna is. Amen. Familie kan eerst in de hand staan. Broers en susters, ek gaan vir ons die afskedsbrief lees. Ek vra ons almal sal opstaan, dis ons laaste eerbetoon aan Bani, en ek sal vir ons hierdie gebed afsluit. Aan liefdevolle herinnering aan Baron Friedrich Forsier, gebore 3 November 1944, oorlede 14 Junie 2021. Vandag loop ons geliefd in die strate van God se stad, met blye verbasing oor alles wat diep is. Want nou kan hy sien wat hy altyd geglo het. Nou kan hy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid, mooier as 'n menslike droom. Vry van siekte, swakheid en pyn, en die liggaamse lyding op aarde. Van die beker van swart sal hy nooit weer drink nie. Vrede en rus het hy in die hemel. Vol verwondering, buig hy aan 'n ding vir die een wat hy altyd opreg lief gehad het, selfs toe hy nog nie kon sien. Hy verniet in die hemelse stad, maar nie vreemd nie, want dit is die tuiste waar hy altyd verlang het. Hy is nou by die huis, sy ewige woning. Dit sê ons namens al die familie en al die vriende, en almal wat kom aan lief gehad. Kom ons sluit die oor. Here, ons eer U vir 'n humaniese lewe. Ons
Ons dankie Here dat U hand hom uitgesteek het en dat hy geken het en gevolg het. Dit is ons troos dat hy 'n ware dienaar van U was en sy beste probeer doen om altyd te volg. Ons dankie Here dat U hom geseën het met gawes en talente en geleenthede. En dankie dat hy voluit geleef het en dit goed gebruik het. Dankie vir sy menswees en sy eie karakter, sy uniekheid wat hy elke mens gun. Maar dat dit Here ons lewens geraak het, ons lewens verryk het. Dankie daarvoor. Dankie dat U baan op aarde liefde kon ontvang en liefde gegee. En dat sy hartsmense, hulle wat hom innig liefhet en altyd sal onthou, en daardie liefde saam met hom kon lewe, vreugde kon ervaar en lekker tye saam kon hê, wat altyd onthou sal word. Dankie dat U vir ons daardie aardse vreugde gun om mekaar lief te hê, om mekaar se lewens te raak en te verryk. Here, U is die goeie herder. Ons gaan nou hier van weg om aan te gaan met ons eie lewens. Laat ons nie vergeet U goedheid, U liefde en U guns. Laat ons weet U hand is vir ons uitgestrek. En Here, in hierdie moeilike tyd waarin ons leef, wil ons vandag vra dat U die groot genade sal ingryp in hierdie pandemie. Dat U 'n uitkoms sal gee soos net U kan. Dit lyk vir ons so donker en so moeilik, maar Here, U is ons lig in alles, bo alles en deur alles. Laat U lig van hoop vir ons skyn. Droog ons trane af, Here, en hou ons styf is. Ons vra dit as 'n kinders in die naam van Jesus Christus ons Here.